Goeiemôre. Ons preektema vanoggend is genade alleen. Genade alleen. En ons lees uit Efesiërs 4 vanaf vers 25. Ek kan gerus daaroor maak. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om u woord te kan oopmaak vanoggend. Dankie dat u goed is vir ons. Dankie vir u genade. En dankie dat ons weet, ons is in u hande. Wil jy saam met ons wees nou in hierdie tydjie saam? Ek bid ook vir hulle wat siek is, dat jy hulle sal aanraak. Ek wil dankie sê vir hulle wat die voorreg het om hierdie week te kom vir jou. Maar ek vra dat jy nou saam met ons sal wees in hierdie tydjie. Amen. Soos ek gesê het, my tema is genade alleen. En ons lees van Efesiërs 4 van vers 25. Die opskrif is riglyne vir die nuwe lewe. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle aan mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As jy kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie die duiwel vat kans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel en deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet dan nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat julle woorde ten goeie kan kom. Moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die einde van God beseël, met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie, moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons ook lief gehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, offer wat vir God aanneemlik was. Ons lees dit tot dan. Ek wil die hele gedeelte gebruik as my preek of my boodskap, maar as julle onthou dat ek die afgelope paar keer oor Efesiërs gepraat, en hierdie brief staan bekend as Paulus se brief. Dit is 'n kerkbrief. En as jy ooit wonder hoe die kerk moet lyk, gaan lees vir 'n verandering. Bietjie Efesiërs. Ek vertel vir jou wat jy van die kerk behoort te weet. Waar die kerk vandaan kom. Waar ons nou is en waarin ons op pad is. Dit vertel vir ons van 'n wonder dat ek en jy uit genade geroep en gered is. Omdat God, onthou soos ek gesê het 2 weke terug, van voor die grondlegging van die wêreld, voor die skepping af, het God 'n plan met jou gehad. En dat hy jou deel van die kerk maak, en dat ons as kerk die huisgesin van God is, waar hy alle grense tussen mense afbreek. Jy sien, daar's een kwalifikasie nodig om in die kerk te wees. En dit is, glo jy dat die Here Jesus Christus jou verlosser is. Ander is bykomstighede. En dit is so min of meer waaroor Paulus praat in die eerste 3 hoofstukke. En dan die tweede deel van sy brief is hier Efesiërs 4. Nou praat hy oor wat ons moet doen in die kerk. Hoe ons moet lewe. En wat God so onverdiend alles vir ons gedoen het.
tweede brief kan 'n mens sê is amper soos die huisreëls van die geloof, van hoe God verwag sy kinders moet lewe. Maar dan kom ons by hierdie punt en dan verstaan ons hom verkeerd. Want as ons hierdie klomp reëls lees, dan lyk dit vir Paulus, lyk dit of Paulus vir ons 'n klomp wette weergee wat ons moet gehoorsaam. En luister mooi wat ek sê, wat ons moet gehoorsaam as ons hemel toe gaan. Want ongelukkig is daar baie mense in die kerk wat lewe asof Christendom net 'n stel reëls is. Asof God vir ons 'n stel reëls gegee het, en as jy hierdie reëls en wette gehoorsaam, sal jy eendag hopelik hemel toe kan gaan. Weet jy hoe baie keer vra ek vir mense hier, waar ek hier sit? Is jy seker jy gaan hemel toe? 90% van die tyd kry ek die antwoord, ek dink so. Of, ek is nie heeltemal seker nie. Dit is skokkend. Hulle raak ongemaklik. Want 100% seker is hulle nie. En dan begin hulle jou vertel, ja, ek hoop ek gaan hemel toe, want ek probeer goed lewe. En al is dit baie hard, probeer ek om te lewe soos die 10 gebooie van my verwag. Kom ons sê sommer reguit hier vir mekaar. So kom jy nie in die hemel nie. Klaar. Niemand kan deur wetsonderhouding vir hom 'n plek in die hemel verdien nie. Paulus sê, julle is inderdaad uit genade gered, en deur werke, nee, deur wetsonderhouding, nee, deur die geloof. That's it. Uit genade gered deur die geloof. En nou gaan hy verder en sê, hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Kom nie uit julle eie verdienste nie. Daarom moet jy nie eers iets om trots te voel nie. Nee, hy sê, God het ons gemaak wat ons nou is in Christus Jesus. Het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Luister wat hy sê. Jy kan nie met verdienste jouself in die hemel inwerk nie. Net uit genade alleen. Maar as jy dit moet doen, glo. Jy sien, as jy dink jy gaan om die wet te onderhou, gaan jy in die hemel kom. Nou as jy net soos die Fariseërs, en dan weet ons, hulle het dit te vergeefs probeer. En dan is jy soos al die ander godsdienste, soos die Judaïsme en die Boeddhisme en die Islam. Hulle dink ek moet wette onderhou. Ek moet goed doen. Ek moet punte verdien. Paulus sê, ja, uit genade word ons gered. En God gee dit vir ons. Kom ons luister wat sê Efesiërs 4 en 5. Efesiërs 4 en 5 sê, Christendom is 'n vertrekpunt, is 'n verhouding met God. Hy sê in Efesiërs 5 vers 1, ons is kinders van God. Bring ons die 10 gebooie wat sê, ek het julle uit die land van slawerny uitgelei. Efesiërs sê, ek maak julle kinders van God. Paulus spel nie vir ons die pad uit na die hemel toe nie.
Paulus skryf vir die mense wat reeds kinders van God is. Jy moet baie mooi snap, dat Paulus gee hierdie reëls nie sodat jy kind van God kan word nie. Paulus gee die reëls omdat jy kind van God is. Jy sien, jy word deel van 'n huisgesin. Elke huisgesin het sy eie reëls. Jy word deel van 'n gemeente. Elke gemeente het sy eie reëls. Hoe hulle nagmaal bedien, hoe hulle nagmaal hou, wat hulle sing. Dis die reëls. En jy val daarby in of jy val daarby glad nie in nie. En as jy nie daarby inval nie, veroorsaak jy chaos. Christendom gaan nie oor reëls nie. Dit gaan oor 'n verhouding. Die wese van Christen wees is kind wees. Ek sê dit weer, die wese van Christen wees is kind wees. En juis omdat jy kind van God is God jou rolmodel. Soos enige kind sy pa in die lewe nahaal. Dit gaan nie oor koue reëls wat ons nooit regtig aan kan voldoen nie. Die Christendom gaan volg Jesus se voorbeeld na. En wat het Jesus gedoen? Het ons uit genade gered. En Paulus sê, God het ons gemaak wat ons nou is. Daarom volg God se voorbeeld. Jesus se voorbeeld. In lewe en in liefde. Daarom moet jy sy seun navolg. En ons is eintlik baie skuldig daar. Want God vra niks van ons wat ons nie prakties gedemonstreer gesien het in die lewe van Christus Jesus nie. Hy het nooit vir Jesus soos sy eie voorbeeld gegaan. Hy het nooit sy eie eer gesoek en geheime agendas gehad nie. Nee, hy was nederig en hy was toegewyd. Hy het homself weggegee vir ons om ons skuld te betaal sodat ons kan lewe. Daarom as jy volgeling is, dan moet jy loyaal wees aan die een wat jy volg. Jy kan nie disloyaal en selfgelig wees nie. Jy moet soos hy 'n dienaar wees. Jy moet weet dat dit is om terug te staan. Jy moet weet dat dit is om vrede te maak. So tree al meer en meer soos Jesus op. In al jou verhouding. Skielik is jy eerlik. Geduldig. Skielik hoor mense as jy praat. Jy hoef nie meer vieslike taal te gebruik om jou stempel af te dwing nie, om jou punt te maak nie. Want dit is nie wat Jesus sê nie. Dieselfde sagtheid wat Jesus uitgestraal het, wanneer hy met jou werk, moet mense sien wat met jou in aanraking kom. Wat gaan mense eendag van jou op jou begrafnis sê? Ek het Jesus in hom of haar gesien. Jy sien wat jy is jy deur genade. Jy is dit deur God die Vader se genade, wat jou gered het en sy kind gemaak het. Wat jy is jy deur die seun wat vir jou aan die kruis betaal het om weer met God te versoen. En wat jy nou is en word, is in die Heilige Gees te danke wat in jou kom bly het. En die hele tyd in jou werk, om jou 'n rolmodel soos Jesus te maak. Die Gees
werk in jou sodat jy jouself kind van God kan noem. Hy het jou as sy eiendom beseël. En dit is nogal 'n sterk woord. Teken daar behoort by jou geen twyfel te wees dat jy kind van God is nie. En dat jy eendag hemel toe sal gaan. As jy glo en Jesus Christus is jou verlosser, dan gaan jy hemel toe. Jy dra God se seël. En daarom sê Paulus, moenie die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie goed doen wat jy weet nie deel van God se plan is vir jou nie. En as jy skel en raas en bevoeterd is, dan bedroef jy die Gees. As jy 'n wanverhouding het en goed wat nie joune is nie, of so van goed vasklou dat die mense wat hulp nodig het nie wil help nie, bedroef jy hom. Om saam te vat. Efesiërs 4-6 is nie 'n resep hoe jy dalk in die hemel kan uitkom nie. Dis riglyne wat wys hoe 'n kind van God wat naby aan die Here lewe, God se volheid en seën kan ervaar. Efesiërs 4-5 sê hoe ek en jy as gelowiges behoort te lewe. Amen. Dankie Here dat ek het genade, net uit genade gered is.